Hallo julle, kan julle glo nog 'n week is verby? Kan julle glo dit is al 90 dae sedert ons in lockdown is? Baie welkom by vanaand se erediens. Hier by Pulse, weet julle, is dit ons missie en ons visie om relevante issues wat in ons gemeenskap en in die wêreld gebeur uit 'n Christelike hoek te bekyk. En dit op 'n kreatiewe en 'n eerlike wyse te bespreek en daaroor te praat. En ook te sien wat ons as Christene omtrent hierdie issues kan doen. Daarom het ons 'n bietjie gekyk na Black Lives Matter, na die graad 10, graad 12 en graad 7's wat terug geskool toe, en verlede week aan wat ons kan doen in ons gemeenskap om mense wat swaar kry en minder bevoorreg is te help. Nou, hierdie week gaan ons 'n bietjie gesels met ouens wat op die frontline is. Die dokters, die verpleegsters, die aptekers, die polisiemanne wat direk met die coronavirus in aanraking kom. Ons gaan 'n bietjie by hulle hoor, hoe is dit daar buite? Wat gebeur regtig? Waarvoor kan ons vir hulle bid? Wat is hulle ervaring? Dan volgende week gaan ons ook na 'n baie belangrike kwessie kyk. Gender-based violence. Ons gaan 'n bietjie kyk wat veroorsaak dit? Wat is die gevolge daarvan? En hoe moet ons as kerk optree daarteenoor? Wat kan ons doen om te help? En hoe kan ons standpunt daarteen inneem? Ons gaan ook 'n bietjie kyk na 'n shelter wat werk met vrouens wat slagoffers was van gender-based violence. So, maak gereed daarvoor, dink bietjie daaroor, want dit is nie iets wat net daar buite gebeur of met ander mense gebeur nie. Of ons dit nou wil weet of nie, dis iets wat ook hier in ons gemeenskap gebeur. Dan ook volgende week is dit die eerste van ons 2 dienste met Dominee Pieter Nel van Hoogland Gemeente. En hy gaan 'n bietjie met ons gesels oor seks vanuit 'n Bybelse perspektief. Nou, beide hierdie dienste is nie geskik vir kinders onder 13 jaar nie. So ons wil nou reeds vir ouers vra na praise and worship om hulle maar uit te stuur dat hulle bietjie gaan speel of iets anders gaan doen. Maar ons wil tog vir ouers uitnooi, die wat jonk is, die wat al ou getroudes is, en dan ook ons tieners en ons jong mense, dat hierdie gesprek is iets waarna ons almal moet luister, want dan gaan iets vir elkeen van ons wees. In die eerste diens gaan Dominee Pieter vir ons 'n Bybelse perspektief gee. Hoe sien God seks? Hoekom is daar seks? En in die tweede diens gaan hy vrae wat ons reeds gekry het en die wat ons nog gaan kry, gaan hy dan beantwoord in 'n gesprek. Natuurlik ook vanuit 'n Bybelse perspektief. Dan wil ek net vir almal sê baie dankie vir die wat bydraes gelewer het vir ons Interkerk kombuis. Ons waardeer dit en gaan kyk gerus op Instagram, onthou om ons te follow op Instagram. Gaan kyk op Instagram, gaan kyk op Facebook en like ons asseblief. En ook op die kerk se webtuiste sal die lysie van benodighede steeds verskyn. Dan wil ons ook net vra dat as enige iemand bereid is om betrokke te wees by Pulse en ons wil help met insetsels of idees het vir insetsels, kontak ons asseblief, ons sal die hulp geweldig waardeer. SnapScan sal aan die einde van die diens op die skerm verskyn vir kollekte en julle is baie welkom om 'n bydrae te maak. Dan wil ons ook net baie geluk sê vir almal wat hierdie week verjaar. Ons wens vir julle alles wat mooi is toe. Vir die graad 12's en die graad 7's, wel dan, julle het nog 'n week van skool oorleef. Vir die ouens wat by die huis is, hou moed, werk hard en bly op datum met julle skoolwerk. Dan hoop ons dat julle almal vanaand se diens saam met ons sal geniet. Onthou, dra julle maskers, sanitize julle hande en hou julle social distancing. Geniet die diens. Here Jesus, baie dankie vir die geleentheid wat ons het om vanaand te kan stil word voor die woord. Here, wil U elke man en vrou en kind en jong mens, tiener en student wat vanaand luister, sy harte en sy ore oopmaak vir die woord. Here, wil U elke persoon wat vanaand luister en kyk, Here, wil U hulle seën en elke behoefte en elke nood wat hulle het aanspreek. Here, maak ons ontvanklik vir U woord en seën die wie dit aan ons bedien. Amen. The way, the truth, and the life, we live by faith and
not passa for you. We're living all for you. Up a bit higher. You are the way. Nummer 6 vers 24. Die Here sal jou seën en jou beskerm. Die Here sal tot jou redding verskyn en jou genadig wees. Die Here sal jou gebede voor en aan jou vrede gee. Okay. Sjoe. Wow, nee. Om te dink, 'n diary of 'n wimpie kid en dit gaan nie oor hamburgers nie. Kan jy glo? O, hallo maats. Hoe gaan dit met julle? Ja, ek hoop dit gaan goed daar by die huis. So, wat is jou favourite storieboek? En lees jy daarom gereeld 'n storie? Of kyk jy net stories op die TV? Nou, julle weet daar in die Bybel, het Jesus ook mos baie stories vertel. Mens noem dit gelykenisse. So, daar's baie gelykenisse, kan julle aan 'n paar dink? Ja, daar's die barmhartige Samaritaan, en daar's die mosterdsaadjie, en die verskillende tipe grond, waar 'n saadjie kan val. Daar's een van onkruid. Daar's so baie. Nou, hoekom dink julle het Jesus hierdie stories vir die mense vertel? Dis eintlik net vir een groot rede. En dis om vir mense te wys hoe God oor hulle voel. En dis eintlik waaroor die hele Bybel gaan. Om vir ons te wys wie God is en hoe hy oor ons voel. Nou, julle sal nie raai wat my favorite storie in die Bybel is nie. My favorite gelykenis. Wie kan raai? Nou ja, ek wonder of julle reg geraai het. My favorite storie wat Jesus vertel het, is van die verlore seun. Ja, kan julle nog onthou hoe gaan die storie? Hierdie seun het eendag by sy pa gekom en gevra sy pa met sy hele erfporsie vir hom gee. En toe vat hy daai erfporsie, al daai geld, en hy gaan na 'n vreemde land toe waar niemand hom ken nie, en hy gaan spandeer al daai geld. En weet julle wat gebeur toe? Hy het 'n klomp vriende mos gehad wat saam met hom partytjie gehou het, nê? Want as daar geld is, dan is daar altyd vriende. En toe die geld opraak? Ja, julle het reg geraai. Toe is daar ook nie meer vriende nie. En toe gaan dit met hom so swaar in daai vreemde land. So ver weg van die mense wat hom liefhet, dat hy toe uit moedeloosheid op die einde besluit, hy gaan maar eerder teruggaan na sy pa se huis toe. En vir sy pa vra. Hy weet, hy kan nou nie meer eintlik sy pa se seun wees nie, want hy het klaar sy erfporsie gevat. Maar as hy tog net 'n slaaf kan wees daar by die huis, dan sal dit vir hom beter wees, as wat hy niks het, en so swaar kry daar ver weg van die huis af. En wat gebeur toe? Ja, toe sy pa sien, hy kom daar ver in die pad af. Toe is sy pa so bly om hom te sien. Ons lees, maar sy pa roep sy werksmense, maak gou, bring klere, die beste, en trek dit vir hom aan. Sit vir hom 'n ring aan sy vinger, en trek vir hom skoene aan. En bring die vetgemaakte kalf. Slag hom, en laat ons eet en feesvier. Hierdie seun van my was dood, en hy lewe weer. Hy was verlore, en ek het hom teruggekry. Toe het hulle begin feesvier. Nou, wat dink julle? Vertel hierdie storie van die verlore seun vir ons, van God, en hoe hy oor ons voel. Dink so bietjie. Hoe het daai pa gereageer teenoor hierdie stout seun van hom, wat na jare weer teruggekom het huis toe? Het die pa met hom geraas en gesê, ja, ek het jou mos gesê, dit gaan nie werk nie,
Ek het jou mos gesê, daai vriende gaan nie hou nie. En al sulke goed? Nee, die pa was net bly dat sy seun wat verlore was, wat weg was, weer besluit het om terug te kom huis toe. En sy pa het hom met oop arms ontvang en nie vir een oomblik verkwalik nie. En is dieselfde met ons en God. Vir nie een oomblik sal hy ons ooit verkwalik as ons vir hom jammer sê dat ons gesondig het nie. Maak saak wat gebeur in jou lewe nie. Maak nie saak waar jy gaan in jou lewe en wat jy doen in jou lewe nie. En of jy met slegte vriende deur mekaar geraak het nie. Jy kan maar altyd net op jou knieë gaan en vir die Here jammer sê as jy van hom af weggedwaal het. En hy sal jou vergewe. Hy sal jou met oop arms ontvang en saam met jou fees vier. Dit is die wonderlike God wat ons dien. En Jesus het gekom om ons van ons wonderlike Papa te vertel. Nou ja, gaan jy onthou in hierdie week dat God ook vir jou so lief is. Dat maak nie saak wat gebeur nie. Hy is altyd daar vir jou. Bye bye, maats. You are the way, the truth, and the life. We live by faith and not by sight. For you, we're living on for you. I still believe in your faithfulness. I still believe in your truth. Goeienaand. Annemarie het vir my gevra om met julle te deel die ondervinding en omstandighede by Livingston in die tye van die coronavirus pandemie. Ons raak al besigger. Ons is eintlik baie besig op die oomblik. Ons sien elke dag al meer pasiënte en ons sien al meer baie siek pasiënte. Ons moet elke dag besluit oor wie kwalifiseer vir die 2 ICU-beddens, wat beskikbaar raak, soos wat pasiënte beter raak en herstel. Ons moet besluit oor wie kwalifiseer vir gespesialiseerde suurstofterapie. En soms is dit net 'n geval van wie kwalifiseer vir die bed waar daar 'n oop suurstofpunt is. Dit is regtig waar moeilik om elke dag sulke besluite te neem, want vir dies wat nie kwalifiseer nie, is die besluit wat jy neem in baie gevalle is dit verrykend. Baie van ons personeel het blootstelling gehad en is by die huis in isolasie, ander is positief en is by die huis in kwarantyne. So ons het op die stadium 'n kritiese tekort aan verpleegpersoneel in die hospitaal. So ons het nou hierdie groot toeloop van pasiënte en nou het ons regtig waar kritieke tekorte aan personeel in die saal, in die teater, wat dit dan of jou nog moeiliker maak om te doen wat jy veronderstel is om te doen. Ek werk al baie lank by Livingston en ek moet sê, die afgelope 2 maande en veral die afgelope 2 weke is werklik waar, besondere moeilike tye en elke dag is 'n beproewing. Ek sal baie graag wil hê dat die gemeente aan ons dink, dat hulle vir ons moet bid, vir die senior dokters, wat so half die besluite moet neem om die hospitaal, aan die gang te hou, aan die junior dokters wat
weet op die voedseldates wat die siek pasiënte ontvang en toelaat en behandel en ook net vir susters en al die ondersteunende personeel so skoonmakers, portiere, vir wysheid, vir beskerming en ook vir deursetting dat mens net elke dag jou bes doen vir dies wat dit op hierdie stadium baie nodig het. Baie dankie. Hallo julle almal by Pulse. Ek is Hanny Williams en ek is 'n verpleegsuster. En ja, so ek gaan ietsie vir julle vertel oor hoe dit nou is om te werk in die COVID of in die lockdown tyd met die huidige wêreldwye pandemie. En ek moet sê dat aanvanklik was dit soort van, jy weet, dit is verre verwyderd van jou en ons pasiënte wou nie ons kom sien nie, want ek werk by 'n dokter in 'n spreekkamer, so hulle moet in die hospitaal inkom om by ons spreekkamer uit te kom. So dit was vir hulle nie lekker nie. So soos die tyd aangegaan het hulle besef dit COVID gaan vir lank by ons bly en hulle moet kom. So ons sien ons pasiënte en uit die aard van die saak het ek kontak met die pasiënte en so in Mei maand, die 20ste Mei, het ons 'n pasiënt gesien die middag en die volgende in sy huis toe. Maar hy het niks markeer nie. Hy het gekom vir sy diabetes, maar hy moes toegelaat word vir 'n probleem. En toe het ons die volgende dag verneem, hy is positief. En jy moet met 'n masker werk en eintlik handskoene en veiligheidsbrille of daai plastiek shields en 'n voorskoot. En ek het net 'n masker gedra want ek het my hande so baie skoon gemaak. So in elk geval, dit het beteken dat ek was 'n hoë risiko en ek moes toe in selfisolasie gaan in ons kamer in die huis. En ek kon nergens anders heen gaan nie. So ek het die donderdag aand in die kamer in en ek het die volgende donderdagoggend vir die eerste keer daar uitgekom om vir my toets te gaan wat dank die Vader negatief was en ek is terugwerk toe, maar nou werk ek met 'n bril, met 'n masker, met handskoene en 'n voorskoot. Hoe is dit? So ek wil net vir julle sê die publiek is obviously baie bang en wonder oor jy weet wat gaan wees. Ek wil dit nie oor vereenvoudig nie. Ek dink dat ons dit mag kry, maar dit is nie 'n doodgaan siekte op sigself nie. En ja, 'n mens moenie roekeloos wees nie, maar moenie bang wees om te leef nie. Ons moet doen wat ons moet doen. Ons moet goeie higiëne handhaaf, was jou hande, asseblief nie die water laat loop nie, die water is min. So op 'n slimme manier jou hande was, jou masker dra as jy uitgaan, hou jou afstand tussen mense en wees jouself. Moenie bang wees nie. Ja, bid vir die mense wat regtig in 'n sale werk waar die mense siek is, want hulle het ons gebed nodig. En bid ook net vir ons land en vir sy mense en vir die mense wat hierdie reëls maak oor met die pandemie. Hallo julle. Ons hier in die apteek by Kliniek Herkingskort het 'n passie om elke dag met pasiënte te werk. En dit is werklik 'n voorreg om elke pasiënt te ken en te help na die beste van ons vermoë. Maar in hierdie tye van die COVID-epidemie kry die pasiënte werklik swaar. Die hoë risiko pasiënte is regtig bang en bekommerd oor hulle gesondheid. Baie pasiënte het tans geen inkomste nie en kry finansiëel baie swaar. Ons kan nie ons geliefdes drukkies gee nie en was heeldag ons hande. Ons kruip agter ons maskers weg. Ons, sowel as die pasiënte, het werklik julle gebede nodig. Ons wil vra dat God se hand van beskerming oor elkeen van ons sal hou, dat hy ons die liefde, geduld en kennis sal gee om daar te wees vir die wat ons nodig het. Hierdie virus is 'n groot probleem, maar niks is groter as God se krag nie.
Ja, Jesus, ek wil vanaand elke dokter, verpleegster, apteker en ander mediese personeel in hierdie gemeente aan U kom opdra. Ja, Jesus, ek wil bid vir dokters wat lewe en dood besluite moet neem, baie keer vinnig. Ek wil bid vir dokters wat siek pasiënte behandel en moet bemoedig. Ek wil bid vir verpleegsters, ja Jesus, wat pasiënte versorg, wat omgee wys, wat raak aan mense. Ek wil bid vir al die ondersteunende personeel. Ek wil bid vir aptekers, ja Jesus, wat met bekommerde pasiënte werk en vrae moet antwoord en na stories moet luister. Ek wil bid vir wysheid en vir insig. Ja Jesus, dat U vir hulle 'n helderheid sal gee oor die besluite wat hulle moet neem. Ek wil bid vir deursettingsvermoë en baie energie vir daai oggende wanneer hulle regtig nie kan sien vir wat wag by die hospitaal, by die apteek of by die werk nie. Ek wil bid vir hulle persoonlike beskerming. Ja Jesus, dat U vir hulle sal bewaar teen hierdie virus. Ek wil bid vir hulle gesinne se beskerming. En dan wil ek veral bid, Here Jesus, vir die bekommernisse wat hulle dra. Oor pasiënte, oor die situasie in die algemeen, dalk oor hulle eie gesondheid. Ek wil bid dat hulle elke dag sal kans sien om namens ons almal hulle beste te gaan doen. Ek wil elkeen van hierdie mense in ons gemeente by die naam noem, Here Jesus, en dis vir my 'n voorreg om te bid vir Franco Gerber, vir Ed Hannibal, vir Janneke Jacobs, vir Lisette Jansen, Ander Kilian, Adele Leroux, André Loots, Annelie Meyer, Wikus Meyer, Carl Müller, Elsje Nelson, Jacob Parsons, Benita Pretorius, Esme Rautenbach, Heinrich Stander, André Visser, Henriette Visser en Hanny Williams. Dankie dat ons hierdie dinge van U kan vra, Here Jesus, want U is 'n God wat weet hoe dit voel om bekommerd en bang te wees, hoe om moeilike besluite te neem, hoe om mense aan te raak en hulle gesond te maak. Amen. Bless the Lord, oh my soul, oh my soul. Worship His holy name. Sing like never before, oh my soul. I worship Your holy name. The sun comes up, it's a new day dawning. It's time to sing Your song again. Whatever may pass and whatever lies before me, let me be singing when the evening comes. Bless the Lord, oh my soul, oh my soul. Worship His holy name. Sing like never before, oh my soul. I worship Your holy name. You're rich in love and You're slow to anger. Your name is great and Your heart is kind. For all Your goodness I will keep on singing.
holy name. Sing like never before. Oh my soul, I worship your holy name. Bless you, Lord. And on that day when my strength is failing, the end draws near and my time has come, still my soul will sing your praise unending. 10,000 years and then forevermore. Bless the Lord, oh my soul, oh my soul. Worship His holy name. Sing like never before. Oh my soul, I worship Your holy name. Come on, bless the Lord, oh my soul. My soul, worship His holy name. Sing like never before. Oh my soul, I worship Your holy name. Yes, I will worship Your holy name. Lord, I worship Your holy name. Kan maar die laaste stukkie sjokolade kry. Nee. Ek sal die koffie maak. Moeder, neem my gisterand toe asseblief. Moenie worry nie, Lisa. Ons sal jou strand toe vat. Niet julle maar die nuutste Marvel fliek. Ek gaan begin met hersiening vir die eksamen. Ouer-kind verhoudings. Om kinders groot te maak, om groot te word is amper soos om te leer kar bestuur. As ouer het ek die verantwoordelikheid om 'n voorbeeld te wees. My kinders hou my dop oor hoe ek bestuur. Ek gaan sit soms langs hulle en ek is 'n instrukteur. Ek wys vir hulle wat om te doen. Maar dan moet ek op 'n punt kom wat ek my kinders moet los en moet vertrou om self te kan bestuur. Maar my kinders moet ook dan die verantwoordelikheidsin hê en daai verantwoordelikheid opneem om self binne die riglyne en dit wat hulle geleer het dan te bestuur. Ek hoop dat hierdie beeld van motorbestuur vir ons kan help in hierdie gesprek oor kind en ouer verhoudings. Goeienaand vriende, dis vir my lekker om vanaand weer saam met julle in die Pals erediens saam met julle te kan kuier. Ek hoop regtig dat julle as gesinne die afgelope week lekker rondom julle kombuistafels gekuier het, sommer lekker saam geëet het
Ja, na die beginsels van die tafelpote op 'n manier vir julle ouers gehelp het, dat die tafel van ouerskap so bietjie meer stabiel raak en stabiel is. Nou vanaand gesels ons verder oor die, en ek noem dit spesifiek die kind-ouer verhouding, want ons gaan so bietjie meer fokus op kinders en hoe die kinders moet nadink oor hierdie hele proses van ouer-kind verhouding, en ek hoop dat hierdie beeld van motorbestuur ons vanaand gaan help. Nou, as kind onthou ek hoe ek met my karretjies gespeel het, en hoe ek gedroom het op die ou end van die dag om my eie kar te kan hê eendag, en my eie kar te kan bestuur, die paadjies wat ek gebou het, die dorpe wat ons gemaak het, en vir dae lank het ons so gesit en speel met ons karretjies. Ek onthou ook in my pa se voertuig in die motorhuis stilstaande voertuig gaan bestuur het en ratte verander het en tot die stuurwiel lok, en dan dink jy hierdie besigheid is nou stikkend. Ek onthou ook op my pa se skoot gesit het en dan bestuur het, terwyl hy eintlik nog heeltemal in beheer is van die voertuig. As kinders het ons 'n speletjie gespeel as ons langpad ry om die verkeersreëls en die padtekens te leer. En dan onthou ek was daar 'n spesifieke moment wat ek op 'n dag op 'n langpad ons met my pa gery het. Ek was nog kind gewees, klein gewees, half benoud en beangs vir my pa gesê het, maar pa, hoe gaan ek eendag ooit kan bestuur? Hierdie besigheid is vir my te gecompliseerd, hierdie ratte in hier, en die pedale, en die goed hier langs die stuurwiel. Ek onthou my pa my soort van rustig en kalm gemaak het en gesê het, maar hou my dop. En hy het vir my gesê, ek sal vir jou help, en hoe hy my later dan op 'n stil grondpad begin leer het van clutch control en hoe om te bestuur. Ek onthou die oprit by ons huis, hoe ek die motor in die motorhuis parkeer het. En dan die learners era, hoe almal van ons op skool learners geskryf het en hoe ons self kon begin bestuur het saam met iemand wat 'n bestuurslisensie het. En ja, en dan die vreugde om op die ou end van die dag jou bestuurslisensie te kry, uit te passeer. En hoe my pa my daai eerste keer vertrou het, jy sal dit nou nie glo nie, of julle dit nou wil glo, hy my toegelaat het om met sy motor op ons matriek wegbreek met 'n karavaan van Humansdorp af Port Elizabeth toe te ry. Ons het daar in die ou Youmood karavaanpark nog gaan kamp. Hoe my pa my vertrou het. Hierdie gebeur het op 'n manier soortgelyk in my eie kinders se lewe ook uitgespeel. Die begeerte, die droom van elke kind om sy bestuurslisensie te kry, om iets van die vryheid, die onafhanklikheid en die selfstandigheid te kan beleef en te kan ervaar. Die uitdaging is egter vir kinders, is dat ouderdom 18 is half te laat. Dit moet nog vroeër gebeur. Daarom ry kinders soms skelm. Kinders wil so gou as moontlik hierdie onafhanklikheid en selfstandigheid hê om op die land se paaie hierdie vryheid te kan beleef en te kan ervaar. Maar nou weet ons mos dit werk nie so nie, dit kan nie so werk nie. Stel jou voor 'n 10-jarige kind, 12-jarige kind in 'n voertuig spitsverkeer daar op Kaapweg of daai flyovers daar in Noordeinde. Dit gaan net nie werk nie. Daarom is daar 'n plan, die nasionale wet op padverkeer. Is daar 'n nasionale wet op padverkeer wat riglyne in sekere stipulasies en 'n wet daar het vir hoe hierdie bestuursproses moet plaasvind. Daar's 'n spesifieke handleiding, die K53 handleiding waar volgens hierdie riglyne dan nou moet plaasvind. Daar is binne hierdie riglyne word daar voorsiening gemaak vir 'n instrukteur, bestuurskool. En dan is dit belangrik dat die bestuurder, die kind dan binne hierdie riglyne en dit wat die instrukteur op die ou end van die dag vir jou leer, dat jy dit sal gehoorsaam. Want, kom ons sê vir mekaar, om te bestuur is nogal gevaarlik. Jy kan op die ou end van die dag jou eie lewe en die lewe van ander mense in gevaar stel as jy nie volgens die riglyne en volgens dit wat die instrukteur vir jou leer bestuur nie. En dan, ja, op die ou einde is die wonderlike mos nou die vooruitsig
om hierdie bestuurslisensie te kan kry. Dit is die riglyne wat die regering daar stel waar binne 'n mens moet leer om dan te kan bestuur, sodat jy met vryheid en selfstandigheid en onafhanklik op die landse paaie kan bestuur. My vraag is, hoe moet ons nadink daaroor as ons by wyse van Spreuke op die lewenspaaie, op die paaie van die lewe wil gaan bestuur? En ek dink die Bybel help vir ons daarmee. Ek lees vir ons saam uit Efesiërs 6 van vers 1. Paulus skryf hier en hy praat hier oor 'n klomp verhoudings, onder andere verhoudings oor man en vrou en eienaars en slawe. En dan kom sê hy hier hoe belangrik dit is die hele ouer-kind verhouding. Luister wat sê Paulus. Hy sê kinders, wees as gelowiges aan julle ouers gehoorsaam, want dit is wat die wet van God vereis. Eer jou vader en jou moeder is 'n baie belangrike gebod. En daar is nog 'n belofte by, sodat dit met jou goed mag gaan en jy lank mag lewe op die aarde. En dan vaders, moeders, moenie julle kinders so behandel dat hulle opstandig word nie, maar maak hulle groot met tug en vermaaning soos die Here dit wil. Nou hier is vir ons 'n duidelike plan, 'n riglyn as dit ware. Want ek dink met respek gesê het God geweet, die mens wil maar sy eie kop volg. Die mens het hierdie begeerte na vryheid en selfstandigheid. Ons lees dit vroeg in die Bybel, al in die tyd van Adam en Eva. Ons lees dit in die Bybelse verhale wat oor gesinne geskryf is. Hoe kinders, hoe volwassenes hulle vryheid, hulle selfstandigheid, hulle onafhanklikheid op 'n manier soek. Jy beleef dit in jou eie huis met die tantrums van die terrible twos, as hy daar langs die kombuistafel sit, moet sy eetgerei en sê, self. En later manifesteer dit miskien op 'n erger manier in ons tieners se lewens. Tieners wat op 'n punt kom, wat hulle hierdie onafhanklikheid soek, en dan is daar mos altyd hierdie lastige ouer, pa en ma, wat van die kant af wil inkom, en letterlik en figuurlik die van wil kom spoil, met 'n klomp riglyne, wat hulle vir jou wil kom gee. God het geweet, hierdie ding gaan nie werk, om vir die mens, om vir kinders, hulle onafhanklikheid, sommer net so te gee nie. Daarom het hy ook vir ons 'n plan kom gee. Ek wil dit amper sê, die K53 beginsel van ouer-kind verhouding. Daar's 'n duidelike plan. Ons lees daarvan in Genesis 1. By die skepping sê God dat die mens, die man en vrou het hy gemaak om vrugbaar te wees. So hy sê daar, julle moet meer word. Sy plan is die gesin. En binne hierdie gesinsstruktuur moet hierdie proses dan op die einde van die dag plaas. Want ons het verlede week gekyk na Lukas 2, toe ons spesifiek gaan kyk het na die Here Jesus en hoe hy binne 'n gesinsopset groot geword het. As daar nou iemand was wat ons kon gedink het, okay, op 'n stadium kon sy ouers hom maar gelos het, dan sou dit Jesus kon gewees het. Lukas 2 verlede week, toe Jesus weggeraak het, sou mens amper kon sê, okay, ons reken Josef en Maria, julle moet nou die boodskap kry, julle het nou genoeg gedoen tot hier toe. En dan besef ons nee, selfs die Here Jesus is dan onderdanig, gehoorsaam, volg dan weer sy ouers. Paulus gee vir ons hier 'n goeie riglyn as hy praat van ouers en kinders, wat vir my interessant is, en het was amper vir my 'n openbaring, toe ek gaan kyk het wat die woord ouers en kinders beteken. Die woord ouers beteken in sy oorspronklike vorm, as dit vertaal word in Grieks, is dit 'n begetter, of 'n vader, of en dan in die meervoud word daar verwys na parents. Nou 'n begetter is eintlik 'n
procreator, dis iemand wat skep, dis iemand wat maak, dis iemand wat vorm, en dit is wat God, die verantwoordelikheid wat God vir die ouers gee, ja, om juist binne die seksuele daad, as het ware, dan hierdie skepping te laat plaasvind, maar dan is dit 'n deurlopende proses van ouerskap, waar ouers dan die verantwoordelikheid het om kinders te vorm en te skep en te maak soos wat hulle God wil hê hulle moet wees. En die woord kinders, teknon, word vertaal met a child living in willing dependence. Dit wil sê kinders moet bereidwillig wees om in afhanklikheid te leef. Dis God se plan. Ouers wat vorm, wat kinders moet vorm in kinders wat bereidwillig moet wees om afhanklikheid van ouers te leef. En dit het 'n spesifieke doel of 'n fokus. Ons het gesien in Lukas 2 verlede week, het die Here Jesus staan daar, het hy verstandelik, liggaamlik gegroei en in guns by God en mense gekom. Hier is 4 terreine van verstandelik, om kognitief, om liggaamlik, om sosiaal, maar ook geestelik te groei. En dit is die pad na vryheid toe, na onafhanklikheid toe. Maar daarvoor, en dit gebeur nie sommer net nie. En daarvoor het God vir ons hierdie ruimte, hierdie plek gegee, waar kinders moet groot word. Miskien moet ek hier sê ook, dat dit diskwalifiseer nie 'n kind, of vir jou as kind wat nie binne, noem het dan nou, 'n perfekte gesin groot word. Want daar bestaan eerstens nie 'n ding soos 'n perfekte gesin nie. Ons het verlede week gesê, it takes a village to raise a child. Daar is ander maniere en strukture, daar is riglyne waarbinne daar hoop is vir 'n kind, waarin jy dan groot kan word, sodat jy kan ontwikkel op hierdie 4 terreine. Ek dink dit hang van kinders af. Ek dink dit hang van ons attitude en ons ingesteldheid af. Want God gee vir ons duidelik riglyne binne in hierdie boek. Hierdie boek raak as het ware die K53 riglyn waar binne hierdie proses van leer dan moet plaasvind. Psalm 119 sê vir ons, hoe kan 'n jong mens sy lewe skoon hou deur om te hou aan u woord? Ons het in Deuteronomium 6 vers 7 tot 9 gehoor, dat die Here vir Moses die gebooie gee, en dan sê, hierdie gebooie, wat moet jy daarmee doen? Jy moet dit inskerp, dit moet merkies word, waar? By jou kinders, en ons het gesê, jy moet met hulle daaroor praat, as jy in jou huis is, en as jy op pad is, in die oggend en in die aand, daai hele 24/7 beginsel, dis wat ouers se verantwoordelikheid is, met hierdie riglyn. En daarom, om hierdie riglyn te implementeer, gee God as het ware instrukteurs, en hy noem hierdie instrukteurs die ouers. Hy skep soort van hierdie bestuurskool, ruimte, atmosfeer, waar binne kinders dan moet groot word en moet leer om op die lewenspaaie te kan gaan bestuur. Ek dink die eerste en belangrike ding wat ons moet hoor as instrukteurs, ouers, en dit het ons verlede week vir mekaar gesê, sê die Here ook vir Moses, hierdie gebooie moet in jou gedagtes bly. Hierdie gebooie, hierdie riglyne moet deel van jou lewe wees. Jy moet self 'n instrukteur wees om iemand te kan leer. En dan skryf Paulus in Efesiërs 4 vers 8, hy sê, vaders, moeders, ouers, julle moet julle kinders so behandel, dat hulle nie opstandig word nie, en maak hulle groot met tug vermaning, soos die Here dit wil. Ek dink die eerste beginsel wat ons hier moet hoor, is dat ouers, ons het 'n verantwoordelikheid om dit binne die Here se wil te doen. Nie my wil nie. Ons ken almal die woorde van, hoekom moet ek dit doen, pa? Want ek sê so. Nie omdat ek so sê nie, maar omdat die Here so sê. Nou weet ons, en hier Paulus suggereer dit hier as hy sê, dat kinders raak opstandig. Die oorspronklike teks, ek het so lekker gekry, sê, daai woord opstandig word eintlik vertaal met really pushed someone's buttons. Ek weet ouers drink somtyds kinders se knoppe, en dit maak kinders opstandig op die ou end van die dag. Maar ek dink as ons dit binne die wil van die Here doen,
Hierdie tug en vermaning. Nou die woord tug is ook interessant. Ons dink altyd aan straf en hok en pak gee, maar dis nie primêr waaroor dit gaan nie. Die woord tug wil sê ons moet train, ons moet educate, ons moet kinders begelei en vermaan, ons moet vir hulle 'n waarskuwing gee. Net soos met die bestuursproses moet jy jou kinders half vermaan en oplei, toerus sodat hulle self kan bestuur. God se plan, kinders, is hierdie riglyn en is die ouers as instrukteur. En dit plaas dan op ons as kinders, op kinders 'n verantwoordelikheid om wat te doen. En Paulus sê dit, om jou ouers te gehoorsaam en om hulle te eer, en dan sê, en dan is daar ook nog 'n belofte. En ek dink is baie eenvoudig, ons moet dit nie overcomplicated maak nie. Die woord gehoorsaam beteken doodgewoon om te luister. En as Paulus dit hier sê, beteken dit ons moet na God luister eerstens. Hy sê, want dit is wat die wet van God vereis. Die ou vertaling praat van in die Here. Ons moet God gehoorsaam, en hoe doen ons dit? Ons gehoorsaam God wanneer ons ouers gehoorsaam, wanneer ons na ons ouers luister. Mos nou binne hierdie riglyn wat God vir hulle gee, om dit binne God se wil te doen. En dan moet ons ouers eer. Nou die woord eer is vir my so 'n mooi woord. Dit beteken eintlik om te sê iets is waardevol. Wat doen jy met iets wat vir jou waardevol is? Jy pas dit mooi op, dis vir jou belangrik, jy koester dit, jy versorg dit. En dis wat ons met ouers moet doen. Ouers is vir ons waardevol, en daarom moet ons waarde heg aan hulle. Ons moet hulle respekteer, en ons moet hulle koester. Hulle moet vir ons belangrik wees, want wat moet hulle doen? Hulle voeg weer waarde toe tot ons lewens. Ek sê dit met gesag. Ek kan dit vir kinders sê, hoekom? Want die Here Jesus was vir ons die volmaakte voorbeeld. Hy wat dit nie hoef te gedoen het nie, is by wyse van Spreuke in Lukas 2 vers 51, is hy onderdanig, luister hy na sy ouers. En dan kom sê die Bybel vir ons, dan is daar 'n belofte, sodat dit met jou goed mag gaan, en jy lank mag lewe op die aarde. Ek dink dis eenvoudig. As ons binne God se wil gehoorsaam is en luister na ons ouers en hulle eer betoon, en ons ouers volgens die wil van die Here ons kinders groot maak, dan sal ons in 'n huis woon, om 'n tafel kan sit waar daar vrede is, waar daar geluk is, waar dit op die ou end van die dag lekker is, waar dit met ons goed gaan. Die teendeel is waar, as ons ongehoorsaam is, as ons as ouers nie die wil van God toepas in die grootmaak van ons kinders nie, dis dan wanneer ons die pad byster raak, dis dan wanneer daar ongelukke kom en wanneer daar boetes is. Ons kan gaan kyk na die verhale in die Bybel van swak ouerskap. In Spreuke 20 vers 20 waarsku Paulus, Salomo, hy sê, wie sy vader of sy moeder vloek, sy lamp gaan in pikdonker dood. As jy ongehoorsaam is en jou ouers nie eer nie, dan gaan jy in die donker leef. Ek vat saam. As ons as landsburgers bereid is om volgens die riglyne van die nasionale padverkeer te operate, daarvolgens te leer om te bestuur, en ons die K53 riglyne en die riglyne van instrukteurs gehoorsaam om op ons landse paaie te kan bestuur. Hoeveel te meer, wil ek sê, moet ons as kinders nie die riglyne wat God vir ons gee, en die instrukteurs wat God in sy alwetendheid vir ons gegee het, ons ouers, moet ons hulle nie gehoorsaam en respekteer, sodat ons met vryheid en selfstandigheid op die paaie van die lewe kan gaan ry nie. Ek sluit af met 'n persoonlike ervaring. Dit was vir my lekker om die bestuursvaardighede van my kinders te sien ontwikkel, hoe hulle ook self met karretjies gespeel het, hoe hulle ook op my skoot bestuur het, hoe ons hulle in die pretparke met stampkarretjies laat ry het, hoe hulle die motor in die oprit in die motorhuis ingetrek het op die ou end van die dag. Hulle learners proses, en op die ou end van die dag die lisensie wat hulle gekry het.
In die proses het ek egter geweet, iewerste gaan ek hierdie sleutel vir hulle moet gee, sodat hulle op hulle eie moet kan bestuur. Verlede jaar was die moeilikste of die langste 5 tot 6 ure van my lewe seker gewees. Ek en Francisca was reeds met vakansie by die see. Die seuns was by die huis, hulle het nog hulle werke gehad en toe het ek hulle vertrou om paar dae voor Kersfees die lang pad in te sit van die Kaap af Kleinbrak toe. Ek het my kinders vertrou en hulle moes toe hierdie proses van opleiding, van wat hulle instrukteur vir hulle oor jare gegee het, moes hulle self toepas op die paaie van ons land. Genadiglik het hulle veilig daar ander kant aangekom. Ouers as ouers het ons die verantwoordelikheid om verantwoordelike instrukteurs te wees wat vir ons kinders die riglyne gee waar volgens hulle op die paaie van die lewe moet gaan ry. Kinders, julle het die verantwoordelikheid om te luister na julle instrukteurs en hierdie riglyne wat hulle vir julle gee dan op die paaie te vat en toe te pas, sodat julle ook dan hierdie vryheid, hierdie selfstandigheid kan beleef en ervaar as julle op die paaie van die lewens, van julle lewe gaan reis. Hemelse Vader, dankie vir hierdie beeld en mag dit ons help, soos dit my as ouer gehelp het en my nou nog help, mag dit ons as ouers en ons as kinders help, Here, om te besef dat ons as ouers is die instrukteurs wat deur U aangestel is om ons kinders binne die riglyne, die K53 van die lewe toe te rus. Here, sodat hulle op die paaie van die lewe kan gaan ry. En wil U vir ons kinders, Here, die verantwoordelikheidsin gee om, Here, te luister na die instrukteurs en die riglyne van van die woord te gebruik om op die ouend van die dag, Here, dit te gaan toepas, sodat hulle hierdie onafhanklikheid, selfstandigheid kan beleef op die paaie van die lewe. Amen. Mag julle as ouers en mag julle as kinders lekker verder reis en mag dit vir julle goed wees op hierdie lewensreis wat julle beleef en ervaar. Met die wete dat die genade van ons Here Jesus Christus en die liefde van God en die gemeenskap van die Heilige Gees met julle sal wees op julle lewenspaaie. Amen. SnapScan verskyn nou op die skerm, waar julle julle bydrae vir kollekte kan maak. Ons hoop julle die diens saam met ons geniet, en ons sê baie dankie aan Dominee Wouter Olivier vir sy insette die afgelope 2 naweke. Ons hoop julle het 'n wonderlike week.